Hierdie program word geborg deur DigiCards. Hallo daar, baie welkom weer by die hart en siel van Tuinroete. Ek is op 'n baie spesiale plek vandag. Ek kuier saam met Dr. Hendrik Sloet hier in Kleinbrak. Dis so 'n mistige dag buite, dis koud hier, dis winter, maar oom Sloet het vir ons 'n tydjie van sy dag afgestaan om 'n bietjie vir ons te vertel van sy geskiedenis. Volgende maand is oom Sloet 100 jaar oud. Oom Hendrik, verskriklik dankbaar dat jy vandag jou tyd vir ons gegee het en welkom op Hart en Siel. Baie dankie. Oom, ek gaan maar begin, wil ek nou amper sê van die begin af. Jy het 'n lang geskiedenis. En een wat nogal taamlik uitstaan, toe jy as 'n jong man deel was van die saambou se begin in ons land. Wil jy vir ons, ek onthou dit as 'n kind, maar ek weet op 'n stadium toe dit 'n bietjie uitgegaan en toe is dit weg, maar toe oom my nou weer begin vertel daarvan, toe is dit nogal 'n baie belangrike era vir ons hier in Suid-Afrika, daai hele stuk geskiedenis. Wil oom vir ons so amper maar kortliks bietjie vertel daarvan? Ja, wel, kyk, na 1943 het die Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika begin om in die sakewêreld na vore te kom. Nou, saambou was 'n bouvereniging. Nou, vandag is daar geen bouverenigings meer in Suid-Afrika nie. Op een stadium was daar 23 bouverenigings in Suid-Afrika. Saambou was die jongste een. Toe ons vir saambou in 'n bank omskep het en op die aandelebeurs noteer het, toe was saambou die 5de grootste bouvereniging in Suid-Afrika. Nou ja, toe. Van die 23. En daardie tyd, toe ek by saambou begin werk het, ons personeel was seker omtrent so 10 mense gewees. Okay. En toe ek saambou noteer op die aandele, laat noteer op die aandelebeurs, toe het ons 43 takkantore gehad. Wow. 2.500 mense het vir ons gewerk en ons het miljarde geld het ons beheer. In Suid-Afrika het ons gehad die Genootskap van Suid-Afrikaanse Bouverenigings. Ja, ek onthou. En so het elke land in die wêreld wat behuising apart gefinansier het, 'n organisasie gehad. In Amerika word dit genoem Savings and Loans Associations. Dit is nie building societies nie. In Engeland is dit building societies, vandag nog, want dit is in Engeland, die beweging het in Engeland ontstaan en is deur die Engelstalige kerke aan die gang gesit om behuising te verbeter vir die arme mense in Engeland. Okay. Nou, ons was die enigste wat Afrikaans was. Toe moes ons nou probeer om Afrikaans te praat met ons kliënte. En daar is nie terme nie. Ons moes terme skep. Okay. Ek was by 2 geleenthede was ek president van die Genootskap van Bouverenigings. Okay. Nou, die internasionale bouverenigings het elke 2 jaar 'n internasionale kongres gehou, Okay. waar bouverenigings of soortgelyke organisasies was, mense gestuur het om by te woon, waar jy geluister het na lesings wat gegee word, hoe werk dit en hoe ontwikkel dit in ander lande in vergelyking met jou eie land. Toe ek nou hoof word van saambou, een van die hoofbestuurders geword het, daarvandaan moes ek daardie vergadering elke keer namens saambou bywoon. Okay. Dan elke bouvereniging het so 4-5 afgevaardigdes gestuur wat gemeng het met die ander bestuurskorps van die ander soortgelyke instellings en julle kon inligting oor en weer Ek gee, sê ja. laat dit aangaan. Alles was in die bouvereniging genootskap was in Engels. En toe het Albert Maree, wat my voorganger was, vir my een oggend gesê, hy gaan vir die genootskap vra
om ons notules en agendas wil ons graag in Afrikaans hê. En Ek sê dit vir hom, jette Albert, jy kan probeer, maar ek weet nie of jy gaan slaag nie. Hy sê nee, ek gaan probeer. Toe die vergadering nou die amptelike agenda afgehandel is, en jy kom nou by die item varia, waar jy nou iets kan noem vir die volgende vergadering of sommer daar afhandel. okay. Toe kry hy 'n spreekbeurt en hy vra toe baie beleefd of dit nie dan moontlik is dat ons as 'n Afrikaanse bouvereniging ons sakelyste en notules in Afrikaans kan kry nie. En toe? En jy weet, dit het my verbaas. 'n Engelssprekende hoofbestuurder van die Natal bouvereniging wat in Natal gesetel was. Hy staan op en hy sê, meneer die president, ek dink hulle is geregtig daarop. Nou ja, toe. En 'n week daarna, toe kom ons sakelys en agenda en notule in Afrikaans by ons kantore aan. Dis die eerste keer in 70 jaar dat 'n Afrikaanse dokument uit die Genootskap van Bouverenigings se kantoor kom. Fantasties. Een Goed. tree vorentoe vir Net Afrikaans. daar, ja. Alright. Julle betrokkenheid by volksspele in ons land. Dis weer ook 'n groot gedeelte van ons kultuur in daai jare. Jou boek wat jy daar langs jou het, is al die liedjies en goeters wat te doen gehad het met volksspele. Wil oom vir ons bietjie vertel jou betrokkenheid daar, hoe dit begin, jy en jou vrou was voorsitters of hoe Wel, wat ek was presies? die beskermheer van die volksspele beweging in Suid-Afrika en ons moes toe die komitee of die bestuur het gevoel dat ons moet iets doen dat volksspele nie verlore sal gaan nie. Baie belangrik, né? En dat ons dit moet te boek stel. Nou, in die eerste plek het ons nie geld gehad nie. En maar toe was ek nou gelukkig, was ek daardie jaar president van die Handelsinstituut en ek het omtrent al die sakemanne geken in Suid-Afrika en ook Engelse en ek het vir hulle briewe gestuur en vertel van die boek wat ons wil druk en of hulle nie 'n bladsy wil borg nie. Met die gevolg dat ons het genoeg geld bymekaar gemaak om die boek te laat druk. En dit bestaan nou nog en ek weet nie of dit nog beskikbaar is of mense dit nog iewers kan koop nie. Maar ek weet nie of die FAK nog voorbeelde daarvan sal hê nie. Maar minstens weet ek dat op een stadium was daar 'n boek waarin al die volksspele beskryf was en die musiek daarvan, die note is daar aan gewees en 'n beskrywing oor hoe dit gespeel moet word sodat dit nie moet verlore gaan nie. Fantasties. En oom was by die opening van die monument in Pretoria, die Voortrekker monument in Pretoria. Ek was toe 'n klerk by Sambou in Pretoria. Ek was nog steeds 'n lid van 'n volksspelelaar in Kaapstad. En ek het toe met die Kaapse mense kontak gehou en ek het toe eintlik as 'n lid van die Wes-Kaapse span het ek eintlik aan die betrokke gewees by die Voortrekker monument se onderling. Maar oom het vir ons vroeër vertel ook van toe julle nou daar was, al die verskillende provinsies in Suid-Afrika het hulle eie kleure gehad. Ja. Vertel ons so gou 'n bietjie van daai dag. Dit was so spesiaal. Wel, dit was baie besonder. Elke provinsie het sy eie kleure gehad. Kaapland was ligblou, Natal was wit, Transvaal was groen en die Vrystaat was oranje. Maar ons het as groepe so saam gespeel want ons het mekaar geken en verstaan. Toe het Cecile de Ridder Ossewa
Ja, ek wil net gou vir Dis 'n oom vra, jy buitelyn. weet waar is daai in die boek? Ek kry dit nou nie vinnig nie, nou blaai ek te vinnig. Die buitelyn op van 'n wa op die voetstuk of op die van die amfitheater geteken en die volksspelers het gegaan en hulle het gaan vorm, Okay. die wa gevorm op die voetstuk. En die Kaaplandse groep was die agterwiel van die wa, want hulle was die grootste groep volksspelers. Fantasties. Oranje was die Vrystaat, hulle was die voorwiel en die disselboom. Transvaal groen was die buik van die wa en die wit kap is die Natallers wat dit gevorm het. En vertel ons van daai animasie. En toe het almal toe gekom en hulle posisie ingeneem en toe die musiek begin speel, het die twee wiele van die wa, die agterwiel en die voorwiel, het begin draai op die verhoog. So En dit ongelooflike was 'n skouspel. skouspel. En ek dink dit was een van die aanskoulikste gebeure by die monument gewees. Fantasties. Oom, en daai beeldjie wat oom het Daar. van die volksspele groepietjie, daai tweetjies. Die volksspelers het dit vir my gegee. Kyk, Kurt Steinberg was seker vir sy tyd ons beste beeldhouer in Suid-Afrika. En nou, hy het nie daardie beeldjie gemaak nie. Sy seun het dit gedoen, wat ook in sy pa se voetspore gevolg het met die beeldhouwerk en hulle het dit die volksspelers het dit aan my geskenk. Toe ons president, was dit F.W. de Klerk, iemand het vir oom 'n goue, jy het 'n goue iets gewen of die staat het aan u 'n goue ander gegee. Dit was een of ander iets van oom se verlede of oom se Wel, wat gebeur het is dat, kyk, Suid-Afrika gewoonlik eenmal 'n jaar, dan het hulle nou mense wat vereer moet word vir wat hulle bydra vir Suid-Afrika was. En die hoogste eerbewys wat byvoorbeeld vir die weermag gegeld het, was die ster van Suid-Afrika. Okay. Maar vir 'n siviele persoon was dit die dekorasie vir voortreffelike diens. Dis reg. En nou jy kry dit in 3 kategorieë: brons, silwer en goud. En dit is al my toegeken in goud as 'n eretoekenning vir die werk wat ons gedoen het in die tipe van En dinge. watter president was dit? Dit was de Klerk was die president. En hy het ja. dit aan jou oorgehandig. Ag oom Hendrik, ek wil hom net vir jou sê, dit is hom so ongelooflik om saam met oom te kon kuier oor al hierdie jare en dat ons nou uiteindelik hierdie opname kon doen. En ons wil net vir oom sê verskriklik dankie. En ek dink namens al ons kykers by die huis vir jou 'n fantastiese 100de verjaarsdag volgende maand toe. Ja, wens. baie dankie. Ek weet nou nie. Ek dink dat is bloot geluk as 'n mens oud kan word en as jy nog redelik gesond kan wees op die ouderdom, dit is vir my belangrik. En 'n voorreg, nê? En 'n wonderlike. En voorreg en ek kry elke dag nog 'n koerant. Ek lees elke dag koerant en ek kyk televisie, ek kyk baie sport en die tipe van Oom is goeie lief vir jou besig golf, te hou. En ek kyk golf. Ja, so. Ja, ek het 'n putjie in een gekry. Daar's hy. Gespeel. Nie baie mense kry dit reg nie. Daar's hy. Maar ek het een gekry. So ek het 30 jaar lank golf gespeel en ek het omtrent 30 jaar lank tennis gespeel ook eers. Ek het tennis gespeel totdat ek 36 jaar oud was en toe het ek tennis die rakette weggesit en toe het ek golf begin speel. Maar besig gebly en 'n lekker besige lewe gelei. Ja, ek eendag toe het 'n dame wat 'n ontvangsdame by 'n dokter was vir my gevra wat het ek gedoen om so oud te word. Toe sê ek wel, ek kan nie sê wat jy moet doen om oud te word nie. Al wat ek weet, wat ek kan sê is, alles wat jy doen,
moet jy matig doen. Jy kan matig drink, jy kan matig eet, jy kan matig aan sport deelneem, maar jy moet alles wat jy doen, matig doen. Jy moet nie oordryf nie. Jou liggaam wil nie oordrywing hê nie. En jou kop ook nie. Ag, oom Sloet, verskriklik dankie. Ons waardeer jou tyd. En dan vir julle tuis, dit was vir my 'n groot voorreg. Ek hoop julle het dit geniet en tot 'n volgende keer. Totsiens.